Welkom terug by Hoop Verder as Môre ontsluit Bybelprofesie. 'n Reisiger het eens aan die rand van 'n groot markplein in 'n antieke stad gestaan. Oral rondom hom het stemme in verskillende tale opgeklink. Handelaars het hul pryse uitgeroep, soldate het trots verbygemarseer, heersers het verbygehaas in goue strydwaans en gewone mense het gehaas om hul daaglikse take te verrig. Die reisiger het stilgestaan, die gevoel dopgehou en by homself gedink, hoe vinnig verander die wêreld nie. Hierdie heersers glo dat hulle mag sal vir ewig hou, maar môre sal 'n ander opstaan en hulle plek inneem. Hy het aan stories gedink van koninkryke wat eens onoorwonne gelyk het, ryke wat mure gebou het so dik dat geen leer dit kon breek nie, paleise so pragtig dat niemand gedink het dit sou ooit vergaan nie. Tog het elkeen geval en slegs ruïnes agtergelaat. Terwyl hy daar gestaan het, het hy aan 'n waarheid gedink en besef. Menslike mag is maar net tydelik. Maar daar is een wie se gesag nooit sal vervaag nie, wie se koninkryk nooit geskit sal kan word nie, en wie se geregtigheid elke troon van mense sal oorleef en selfs 'n einde aanmaak. Wat hy besef het, is dat God se koninkryk 'n ewige koninkryk is, en sal al die koninkryke oorleef en 'n einde aan hierdie aardse koninkryke maak. Ons lesing vir vandag is Hoop Verder as die aarde se koninkryke. Kan julle ons lese onthou vir hierdie reeks? Ons lese is, as dit saamstem met die Bybel, is dit vir my. As dit nie saamstem met die Bybel nie, is dit nie vir my nie. Voor ons in ons profesie gaan indelf, kom ons doen net 'n terugblik oor ons vorige lesing. Kan julle onthou, Nebukadneser het die droom gehad van daardie groot beeld met verskillende metale en 'n rots wat loskom in die berg en hierdie beeld by die voete slaan. Daniël het aan Nebukadneser toe sy droom vertel nadat sy wyse manne dit nie kon doen nie, want God het dit aan hom openbaar. Want God is die ene wat alle wysheid besit en wat toekomstige dinge van die begin af weet. Daniël het vir Nebukadneser gesê dat hy die kop van goud is, dus Babylon was die kop van goud. Maar hy het ook vir Nebukadneser gesê dat hy nie vir ewig sou regeer soos hy gedink het nie, maar dat daar 'n kleiner koninkryk sou opstaan. En in hierdie beeld was dit nou die arms en bors van silwer wat die Medo-Persiese ryk verteenwoordig het. En net soos daar 2 arms was, was daar 2 koninkryke wat saamgewerk het, die Meders en die Perse. Maar hulle sou ook nie vir ewig geregeer het nie, want daar's nog 'n koninkryk, die Bronshepe, wat sou volg, wat Griekeland verteenwoordig het onder die leierskap van Alexander die Grote. Ons het dan gesien dat hulle toe verower was deur Rome en met die 2 bene van yster verteenwoordig in hierdie beeld. Maar hulle sou ook nie vir ewig regeer nie, maar sou verdeel geword het in die voete van yster en klei met die 10 tone, en die barbare het toe Rome ingeval en dit onder hulle verdeel. En die profesie sê dat daar nooit weer vereniging sal kom in daardie gebied nie, en dat daar nooit weer 'n wêreldheerser sal wees nie, soos yster en klei nie sou kon meng nie. En in die tyd van hierdie 10 konings, sou daar 'n rots loskom van die berg wat hierdie beeld by die voete slaan en die hele beeld sou verwoes van kop tot tone. En dit verteenwoordig Jesus se wederkoms wat sou plaasvind in die einde van tyd. So kom ons gaan na Daniël 7 toe en ons begin daar by Daniël 7 vers 1. In die eerste jaar van Beltsassar, die koning van Babel, het Daniël 'n droomgesig gesien en die gesigte van sy hoof op sy bed. Toe het hy die droom opgeskrywe en die hoofsaak vertel. Hoe dankbaar kan ons nie wees hier in die einde van tyd, dat Daniël hierdie droomgesig opgeskrywe het en vir ons die hoofsaak vertel het nie. Dit is so van toepassing en dit gee vir ons hoop. Ons kan dankbaar wees dat ons hierdie profesie opgeskrywe het deur Daniël. In vers 2 tot 3 staan daar, Daniël het gespreek en gesê, ek
het in die nag in my gesig gesien en kyk, die 4 winde van die hemel het die groot see in berüring gebring en 4 groot diere het uit die see opgeklim en die een was verskillend van die ander. Voor ons verder gaan in hierdie profesie, moet ons onsself net weer herinner, wat sê die Bybel oor profesie en die uitleg daarvan. In 2 Petrus 1 vers 20 staan daar, terwyl julle veral dit moet wees, dat geen profesie van die skrif 'n saak van eie uitlegging is nie. So weer eens, moet ons nie ons eie gedagtes agter hierdie simbole en diere plaas nie, maar ons moet die Bybel homself laat verklaar. So kom ons kyk, wat sê die Bybel oor profetiese simbole, wat ons gaan teekom in hierdie profesie. Die eerste ene is wind. Net soos die wind die see in hierdie profesie in berüring gebring het, wat beteken dit? Wind verteenwoordig oorlog, konflik of opstand, volgens Jeremia 49 vers 36. En ek sal 4 winde uit die 4 hoeke van die hemel oor Elam aanbring, en sal hulle na al hierdie windstreke verstrooi, en daar sal geen nasie wees waar die verjaagdes van Elam nie sal kom nie. Nou dit praat dan oor oorlog. God sou oorlog bring oor Elam en dit sou hulle verstrooi het en dit is waarvan Jeremia praat. Daarom wind verteenwoordig oorlog, konflik en opstand. Die volgende simbool is see of water en dit verteenwoordig menigtes, volke, tale en nasies volgens Openbaring 17 vers 15. En hy sê vir my, die waters wat jy gesien het waar die hoer op sit, is volke en menigtes en nasies en tale. Die volgende ding wat ons gaan teekom is 'n dier of diere soos ons gesien het wat uit die see sou opkom. En Daniël 7 vers 17 sê, hierdie groot diere wat 4 is, 4 konings sal uit die aarde opstaan. So ons hoef nie te spekuleer oor hierdie simbole nie, die Bybel gee vir ons die betekenis van hierdie simbole. In die Bybelkommentaar staan daar, aan Daniël is 'n visioen gegee van woeste diere wat die magte van die aarde verteenwoordig, maar die vaandel van die Messias se koninkryk is 'n lam. Terwyl aardse koninkryke regeer deur die opkoms van fisiese krag, moet Christus elke vleeslike wapen, elke instrument van dwang verban. Sy koninkryk sou gevestig word om die gefalle mensdom op te hef en te veredel volgens die Bybelkommentaar. Nou kom ons kyk na die eerste dier in Daniël 7 vers 4. Die eerste dier was soos 'n leeu en hy het vlerke van 'n arend gehad en ek het bly kyk totdat sy vlerke uitgeruk is en dit van die grond af opgehef en soos 'n mens op 2 voete neergesit is en daaraan is 'n mens se hart gegee. So ons sien hierso, dit is 'n leeu met 2 vlerke. Maar kyk net hoe het Jeremia van Babylon geprofeteer en hom ook vergelyk met 'n leeu in Jeremia 4 vers 7. 'n Leeu het opgekom uit sy bos en 'n verderwer van die nasies het weggetrek, uitgegaan uit sy plek om jou land 'n woestynny te maak. Jou stede sal woes word sonder inwoners. Hier sien ons Jeremia vergelyk ook Babylon met 'n leeu. Nou hier in die foto het ons stene met die vorm daarso van 'n leeu met 2 vlerke wat ingevou is. Nou oorspronklik was hierdie stene deel van die prosesieweg wat na die Ishtarpoort gelei het. Dit is omstreeks 575 voor Christus gebou tydens die bewind van koning Nebukadnesar II. Nou die leeu is gemaak van gevormde, geglasuurde terrakotta stene met helder kleure teen 'n blou lapis lazuli agtergrond. Leeu's het as 'n beskermde embleem langs die heilige weg gedien en die mag van Babylon gesimboliseer. Nou stukke van hierdie mure word in verskeie museums uitgestal, insluitend die Istanbul Argeologiese Museum en die Pergamon Museum in Berlyn kan dit nog steeds nagekyk kan word. Nou Jeremia het verder oor Babylon geprofeteer in Jeremia 21 vers 7
En daarna spreek die Here, sal ek Sedekia, die koning van Juda, en sy dienaars en die volk, en die wat hierdie stad oorgebly het, van die pes en die swaard en die hongersnood oorgee in die hand van Nebukadneser, die koning van Babel, en in die hand van sy vyande, en in die hand van hulle wat sy lewe soek. En hy sal hulle verslaan met die skerpte van die swaard, hy sal geen medelee met hulle hê, of hulle spaar, of hom ontferm nie. Nou hier sien ons weer eens, dat in Bybelprofesie het Jeremia die koning by die naam genoem, so ons hoef nie te spekuleer nie. Kom ons kyk na 'n paar feite oor Nebukadneser. Nou Nebukadneser die tweede is bekend as die grootste koning van die Galdeer dinastie van Babylonië. Hy het Sirië en Palestina verower en Babylon 'n pragtige stad gemaak. Hy het die tempel van Jerusalem vernietig en die Babyloniese ballingskap van die Joodse volk begin. Dit kan julle gaan lees in die Britannica.com. Nou, ons het ook hier die opgrawing van die Cuneiform silinder in argeologie, en dit was die inskripsie van Nebukadneser die tweede, wat die konstruksie van die buitemuur van Babylon beskryf het, 604 tot 562 voor Christus, wat ons vorige slide ook bevestig, van daardie stene met die vorm van die leeu op, was in daardie tydperk ook opgeskrywe. Nou kom ons kyk na die arendsvlerke. Dit verteenwoordig spoed volgens Habakuk 1 vers 6. Daar staan, want kyk, ek gaan die Galdeërs opwek. Weereens hoef ons nie te spekuleer nie, hy sê vir ons, dit gaan die Galdeërs van Babylon wees. Daar die kwaai en onstuimige nasie, wat trek deur die wytes van die aarde, om wonings in besit te neem, wat aan hom nie behoort nie. Verskriklik en gedig is hy, van homself gaan sy reg en hoogheid uit. En vinniger as 'n luiperd is sy perde, en gouer as aandwolwe. En op 'n galop kom sy ruiters, ja sy ruiters, van ver kom hulle aangevlieg, net soos 'n arend wat op sy prooi neerskiet. Is dit nie fantasties, hoe verskillende profete dieselfde mag, dieselfde verduidelik nie? Hierso sê dit dat hy soos met arendsvlerke sou vlieg, dat dit vinnig sou gebeur, dit sou 'n vinnige nasie gewees het, presies soos dit beskryf is in Daniël. Dit bring ons by die tweede dier, Daniël 7 vers 5, en kyk 'n ander dier, 'n tweede dier, het gelyk soos 'n beer, en is aan die een kant opgerig, en 3 ribbes was in sy bek tussen sy tande, en so het hulle vir hom gesê, staan op, eet baie vleis, wat verduidelik dat hierdie 'n wrede mag sou wees. Nou aan die een kant opgerig, Persië onder Kores was magtiger as die Meders. Alhoewel Darius eerste leiding geneem het, het Persië later onder Kores oorgeneem. Die 3 ribbes, die Medo-Persiese ryk, het die groot nasies verower, naamlik Babylon, Lydia en Egipte. Nou die beer het homself aan die een kant opgelig. Die koninkryk was saamgestel uit 2 nasionaliteite, die Meders en die Perse. Dieselfde feit word voorgestel deur die 2 horings van die ram van Daniël 8. Van hierdie horings word gesê dat die hoër horing laaste opgekom het en van die beer wat hy aan die een kant opgelig het. Dit is vervul deur die Persiese verdeling van die koninkryk, want alhoewel dit laaste opgekom het, het dit die hoër eminensie bereik en 'n oorheersende invloed in die nasie geword, volgens die Bybelkommentaar. Nou, ons sien juist nou, daar in Daniël 8 praat dit van hierdie ram met die 2 horings, Daniël 8 vers 20. Die ram wat jy gesien het met die 2 horings is die konings van die Meders en die Perse. Ek is so dankbaar, ons hoef nie te spekuleer nie. Die Bybel verklaar homself. Kyk hoe beskryf die profeet Jesaja die val van Babylon in Jesaja 13 vers 17 tot 18. Kyk, ek verwek die Meders teen hulle, wat silwer nie ag nie en in goud geen behaag het nie. Maar hulle bo sal die seuns neerwerp en hulle sal hul nie ontferm oor die vrug van die moederskoot nie, hulle oog sal die kinders nie verskoon nie. Maar hoe sou hulle dit regkry? Nou die stad is beskerm deur massiewe mure wat tussen 14 tot 24 meter hoog was. En volgens argeologiese studies onder leiding van Robert Caldaway,
dui daarop dat die mure ongeveer 17 tot 22 meter dik was. Dit was die stad Babylon, was nog omring deur die Efraatrivier en dit het ook direk deur die stad gevloei. Die rivier het as beide 'n natuurlike bron van water en beskermingmeganisme gedien. Kyk wat is in Daniël 5 opgeskrywe aangaande die val van Babylon. Hier in Daniël 5 het koning Beltsassar 'n groot partytjie of fees gehou met die goue en silwer ornamente wat van God se tempel wat hulle uit Jerusalem as byt gebring het. Toe daar skielik 'n hand teen die muur begin skryf het. Nou, Daniël was toe ook ingeroep om hierdie droom uit te lê en dit is wat daar staan in Daniël 5, 26 tot 28. Dit is die uitlegging van hierdie woord teen die muur. Mene, God het u koningskap getel en daar 'n einde aangemaak. Tekel, u is op die weegskaal geweeg en te lig bevind. Peres, u koninkryk is verdeel en aan die Meders en die Perse gegee, presies soos Jeremia en Jesaja geprofeteer het. Maar weer eens hoef ons nie te spekuleer nie. Dit is presies in lyn met wat Jesaja en Jeremia gesê het. Daniël 5 vers 30 sê, in dieselfde nag, daai nag wat Daniël dit aan hom geopenbaar het, daar dieselfde nag is Beltsassar die koning van die Galdeërs gedood. Nou, hoe het die Meders en die Perse dit reg gekry? As daai mure so dik was en so hoog was, hoe kon hulle dit reg kry? Jy sien, Kores het 'n plan gehad. Volgens antieke bronne, dit's nou Herodotus en latere tradisies, het Kores sy leer bevel om kanale stroom op te grawe wat die Efraatrivier in 'n dam afgelei het. Dit het die watervlak dramaties verlaag. Nou, met die rivier tot 'n vlak van 'n stroompie gereduseer, het die Persiese soldate snags langs die rivierbedding gemarseer en onder Babylonse mure deur die rivierpoorte geglip. En as gevolg van die groot partytjie daar binne, het hulle die binneste hekke oopvergeet en so is Beltsassar vermoor en Babylon is toe oorrompel. Nou dit was natuurlik 'n verrassingsaanval. Babylon is met minimale weerstand ingeneem. Baie verslae dui daarop dat die Babyloniërs tydens 'n fees ontkant betrap was, net soos dit opgeskryf is in Daniël 5. Nou Kores het Babylon met respek behandel en sy tempels en godsdienstige praktyke bewaar. Hy het selfs Marduk, die hoof van die Babyloniese god, vereer om plaaslike steen te win. Kyk net wat het Jesaja geprofeteer aangaande hierdie opdroog van die Efraatrivier. Jesaja 44 vers 27 tot 28 sê, wat vir die diepte sê verdroog, en jou riviere sal ek laat verdroog, wat van Kores sê, hy is my herder, en hy sal alles volbring wat my behaag, deurdat hy van Jerusalem sê, dit moet gebou word, en die tempel moet gegrond word. Presies geprofeteer hoe dit sou gebeur het en hoe dit toe juis gebeur het. Daar die rivier was opgedroog deur Kores en hulle kon toe onder deur die mure ingaan. Weereens noem hy die heerser hier by die naam. Hy sê Kores se naam hier in die profesie van Jesaja. Is daar dalk 'n profesie wat praat oor die hekke wat oop sou wees as hulle onder deur die mure sou gaan? Nou Jesaja 45:1 sê, so sê die Here aan die gesalfde aan Kores, weer noem hy hom by die naam, wie sy regterhand ek gevat het om nasies voor hom neer te werp, terwyl ek die lendene van konings losgord, om voor hom deure oop te maak en poorte sal nie gesluit wees nie. Presies hoe dit gebeur het. Toe hulle onder deur die mure gaan, toe was daar die hekke oop vergeet gewees. Jesaja se profetiese bediening is gedateer 740 voor Christus, 'n goeie 200 jaar voor die opkoms van die Medo-Persiese ryk. Dit wil sê, toe Jesaja dit geprofeteer het, het Kores nog nie eers geleef nie, maar tog noem hy hom by die naam. 200 jaar voor hierdie oorwinning van die Meders en die Perse. En kyk hoe
presies het Jesaja hulle opkoms beskryf. Nie net hulle opkoms nie, maar ook die ryk by die naam genoem en Kores by die naam genoem. Dit is so gerusstellend. Dit sê vir ons dat God in beheer van die geskiedenis is. Nou die 3 ribbes dui ongetwyfeld op die 3 provinsies van Babylon, Lydia en Egipte, wat veral deur die Medo-Persiese ryk onderdruk is. Die opdrag staan op en eet baie vleis sou natuurlik verwys na die stimulus wat aan die Meders en die Perse gegee is deur die onderwerping van hierdie provinsies. Die karakter van die krag word goed verteenwoordig deur 'n beer. Die Meders en die Perse was wreed en roofsugtig, rowers en verwoesters van die mense. Hierdie Medo-Persiese koninkryk het voortgegaan vanaf die omverwerping van Babylon deur Kores tot die slag van Arbela in 331 voor Christus, 'n tydperk van 207 jaar. So kom ons gaan na Daniël 7 vers 6 en kyk na die 3de dier wat hier uitkom. Daar staan geskrywe, daarna het ek gesien en kyk, daar was 'n ander een soos 'n luiperd en dit het 4 vlerke van 'n voël op sy rug gehad. Ook het die dier 4 koppe gehad en aan hom is heerskappy gegee. Nou die luiperd is kleiner as die ander diere. So was Alexander se weermag kleiner as die groot Medo-Persiese weermag. Die 4 vlerke, Alexander se weermag was baie bekwam en opgelei om vinnig te marseer. Daarom kon hulle vyande omkant vang voordat hulle kon voorberei. So kom ons kyk na 'n paar van Alexander se militêre prestasies. Nou eerstens, Alexander het opgekom tot mag in 336 voor Christus as koning van Macedonië na die moord op sy vader Philippus II. Nou, in net meer as 'n dekade het hy een van die grootste ryke in die antieke tyd geskep, wat van Griekeland deur Egipte, Persië en tot in Indië gestrek het. Nou, hy het 'n paar groot veldslae gehad. Die ene was die slag van Issus, 333 voor Christus, het hy Darius die 3de van Persië verslaan, en dan die slag van Gaugamela, wat ook genoem word die slag van Arbela, in 331 voor Christus, en dit was die beslissende oorwinning wat gelei het tot die val van die Persiese ryk. Nou, dit het kulturele impak gehad op die wêreld van daai tyd. Dit het Hellenistiese kultuur oor die bekende wêreld versprei, Griekse taal, kuns, filosofie en wetenskap vermeng met plaaslike tradisies. Nou, Alexander die Grote het gesterf in 323 voor Christus op 'n jong ouderdom van 32 jaar in Babylon, en sy ryk is toe verdeel onder sy generaals. Hulle noem dit die Diadochi, en hy het dit agtergelaat aan sy generaals. Nou, sy militêre prestasies word opgesom deur W.W. Taun. Hy was 'n meester in die kombinasie van verskeie wapens. Hy het die wêreld die voordele van veldtogte in die winter geleer en die waarde van agterna te sit tot die uiterste en die beginsel van marseer verdeeld veg verenig. Hy het gewoonlik in 2 afdelings gemarseer, een wat die hindernisse gelei het en sy eie afdeling reis met lig. Sy spoed van beweging was buitengewoon. Daar word gesê dat hy sy militêre sukses toegeskryf het aan om nooit iets uit te stel nie. Die enorme afstande wat in 'n onbekende land afgelê word, impliseer 'n baie hoë mate van organiseringsvermoë. In 10 jaar het hy net 2 ernstige ineenstortings gehad. As 'n mindere man probeer het wat hy bereik het en misluk het, moes ons genoeg gehoor het van die hopelose militêre probleme van die onderneming. En dit is opgeskryf in the Cambridge Ancient History. Nou, die dier het ook 4 koppe gehad. Die Griekse ryk het sy eenheid behou, maar bietjie langer as die leeftyd van Alexander. Nadat sy briljante loopbaan geëindig het in 'n koors wat deur 'n dronk losbandigheid veroorsaak is die ryk onder die 4 voorste generaals verdeel, volgens die Cambridge Ancient History. Hy is in 323 voor Christus, soos ons gesê het, op 'n jong ouderdom van 32-jarige ouderdom in Babylon oorlede, waar
sy ryk verdeel was tussen sy generaals. Wie was hierdie generaals wat die ryk onder hulle self verdeel het? Wel, die eerste ene was Cassander, het Macedonië en Griekeland gevat in die weste. Lysimachus het Thrace en dele van Asië gevat op Hellespont en Bosporus in die noorde. En Ptolemy het Egipte, Lydia, Arabië, Palestina en Syrië gekry. Seleucus het ook Syrië en die res van Alexander se koninkryk in die ooste gekry. Wat staan in Daniël 8 geskrywe oor hierdie saak? Daniël 8, 21 tot 22 sê, en die harige bok is die koning van Griekeland, en die groot horing wat tussen sy oë was, is die eerste koning wat praat van Alexander die Grote. En dat dit gebreek is en 4 in sy plek ontstaan het, 4 koninkryke sal uit sy volk ontstaan, maar nie met sy krag nie. So hier praat dit juis oor die eerste ene is Alexander, maar as hy doodgaan, die breek van die horing, sou sy koninkryk in 4 verdeel geword het. Nou, in hierdie beeld van Daniël 2 was dit verteenwoordig deur die heupe van brons, en ons het gesien dat hulle brons borsplate, brons helms, brons skilde en brons byle na die geveg geneem het. Is die Bybel nie akkuraat nie? Die Bybel is definitief akkuraat. Dit bring ons by die 4de dier in Daniël 7 vers 7. Daarna het ek in die naggesigte gesien en kyk, daar was 'n 4de dier, vreeslik en skrikwekkend en baie sterk, en dit het groot ystertande gehad, dit het verslind en vermorsel en die oorskot met die voete vertrap, en dit was verskillend vol aan al die diere wat voor hom gewees het, en dit het 10 horings gehad. Wat se koninkryk was die ysterkoninkryk in Daniël 2? Dit was natuurlik Rome gewees. Rome was die ysterkoninkryk, die bene van yster, wat gesimboliseer was deur die 2 bene van yster, wat die ander koninkryke fyn gestamp het. Nou hier so 'n bietjie meer inligting oor hierdie vreeslike dier. Die dier was so verskriklik of skrikwekkend, dat geen dier die koninkryk kon verteenwoordig het nie. Daarom het Daniël net gesê, dit is 'n vreeslike dier. Nou die 10 horings, dieselfde as die 10 tone en die 10 voete van yster en klei in Daniël 2. Die koninkryk het geheers in die tyd van Jesus en het gehelp om Jesus te kruisig. Nou na Jesus se kruisiging het dit ook duisende Christene vervolg en vermoor. Die ander koninkryke was natuurlik monargies gewees, maar die ene het begin as 'n republiek. En dit is wat hom anders gemaak het as die ander. So, daar sien julle Rome, die groot Colosseum van Rome, daar so in die prentjie. Hoe akkuraat het Rome nie op die yster gedeelte van die beeld geantwoord nie, en hoe akkuraat antwoord dit tog op die dier hier voor ons. In die vrees en verskrikking wat dit geïnspireer het, en in sy groot krag, het dit bewonderswaardig geantwoord op die profetiese beskrywing. Die wêreld het nog nooit sy gelyke gesien nie. Dit het verteer soos met ystertande en alles wat in sy pad gestaan het, stikkend gebreek. Dit het die nasies in die stof onder sy kopervoete gemaal. Dit het 10 horings gehad, wat in vers 24 verduidelik word as die 10 konings of die koninkryke wat uit hierdie ryk sou voortspruit. Soos reeds gemerk in die kommentaar op Daniël 2, is Rome in 10 koninkryke verdeel. Daar is sedert 10 van hierdie afdelings gepraat as die 10 koninkryke van die Romeinse ryk, volgens Daniel and Revelation van Uriah Smith. Daniël 7:8 gaan voort en sê, terwyl ek op die horing ag gee, kom daar 'n ander horingkie tussen hulle op, en 3 van die vorige horings is daarvoor ontwortel, en kyk, in hierdie horing was oë soos 'n mens en 'n mond wat groot dinge spreek. Wie kan hierdie horingkie wees, wat 3 nasies sou uitblik om tot heerskappy te reis? Kyk wat staan in die geskiedenisboeke opgeskryf. In 533 na Christus het Justinianus aan die paus geskryf om pauslike goedkeuring te verkry vir 'n edik wat hy uitgevaardig het, wat verskeie ketters verbied het.
Paus Johannes II het in 534 geantwoord, die wet bevestig en die keiser se brief aangehaal met betrekking tot die gesag van die Romeinse Katolieke Kerk. Soos genoem is beide briewe in die wetboek opgeneem en dus wetlik bindend gemaak. Die geskiedenis vertel ons, ek kan 3 noem wat voor die paus uit die lys wat eers gegee is uitgeroei is, naamlik die Heruli onder Odoacer, die Vandale en die Oosgote. Julle kan dit gaan lees in Horae Apocalypticae volume 3, page 134. Hier die 3 koninkryke het almal die aansprake van die paus teengestaan. Nou die vraag is, het die vroeë hervormers geweet wat hierdie profesie kon beteken het? Het ons voorvaders geweet wat hierdie profesie beteken? Nou teen die vroeë 17de eeu het Nuremberg, wat as 'n vrye keiserlike stad gefloreer het, daarna gestreef om die voorspoed deur argitektuur te weerspieël. Onder leiding van stadsargitek Wolf Jacob Stromer en later Jacob Wolf die Jongere is die Altes Rathaus tussen 1616 en 1622 in 'n Renaissance meesterstuk ontskep. Alhoewel dit geïnspireer is deur die Italiaanse paleisagtige argitektuur, het die gebou plaaslike elemente soos dakvensters ingesluit wat internasionale style met streekstradisies vermeng het. Die fassade van die Altes Rathaus is besonder treffend met 'n reeks barokportale versier met beeldhouwerk deur Leonard Koen. Hierdie beeldhouwerke beeld figure uit die boek Daniël uit wat verskeie wêreldmoondhede simboliseer en is 'n bewys van die stad se historiese kulturele ambisies. Die eerste ene is die leeu met die 2 vlerke met Nebukadneser as die heerser wat daar voor hom uitgebeeld word. Die tweede ene sien ons die beer met die ribbes in sy mond met Kores se beeld voor hom. En dan sien ons die luiperd met die 4 koppe en Alexander die Grote se beeld voor hom. En dan laastens sien ons die vreeslike dier met die klein horingkie met 'n gesig en mond op die middelste horingkie en dan met Julius Caesar se beeld wat voor hierdie vreeslike dier uitgebeeld word. So dit wil vir ons sê dat ons voorvaders en die hervormers het die uitleg van hierdie profesie geken, maar het later deur tyd weer verlore gegaan. Ek het 'n video gesien van iemand wat 'n interview doen met mense daarso om die Nuremberg stadsaal en hulle weet self nie eers wat hierdie beelde beteken nie. Maar ons kan sê, daar is hoop anderkant hierdie vreeslike aardse koninkryke. Daniël 7 vers 9 sê, en ek het bly kyk totdat trone reg gesit het en 'n oue van daar gaan sit het. Sy kleed was wit soos sneeu en sy hare van sy hoof soos skoon wol. Sy troon was 4 vlamme, die wiele daarvan 'n brandende vuur. 'n Stroom het van voor hom uitgevloei en voor hom uitgegaan. Duisende maal duisende het hom gedien. 10.000 maal 10.000 het voor hom gestaan. Die geregheid gaan sit en die boeke is geopen. Dit wil sê, in die tyd van hierdie koninkryke, in die tyd van die laaste koninkryk, sou daar 'n oordeel plaasvind. En dit gee vir ons motivering dat ons in die einde van tyd leef. As ons in hierdie laaste koninkryk leef, sê dit dat ons nou keuses moet maak. Want as jy weet dat daar 'n oordeel aan die gang is, sou jy nie jou lewe regmaak met die koning van die heelal nie? En ek het bly kyk staan daar, vanweë die stem van die groot woorde wat die horing gespreek het, en het bly kyk totdat die dier gedood, sy liggaam vernietig en aan die verbranding deur vuur oorgegee is nie. Ook aan die ander diere is hulle heerskappy ontneem en die verlenging van die lewe is aan hulle gegee tot op 'n tyd en tot op 'n uur. En ek het gesien in die naggesigte en gekyk,
Met die wolke van die hemel het een gekom soos die seun van die mens, en hy het gekom tot by die oue van daar, en hulle het hom nader gebring voor hom, en aan hom is gegee heerskappy en eer en koningskap, en al die volke en nasies en tale het hom vereer, en sy heerskappy is 'n ewige heerskappy, wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie. Dit sluit aan by Daniël 2, met daardie rots wat loskom, wat Jesus se wederkoms verteenwoordig as hy daai beeld teen die voete slaan. Hier sien ons weer eens dieselfde beeld, dat daar hoop is na hierdie aardse koninkryke. Daar is waarlik hoop. Ons het nou gesien dat die beeld van Daniël 2 was die kop van goud wat Babylon verteenwoordig het. Hierso in Daniël 7 sien ons die leeu met die 2 vlerke. In Daniël 2 was dit die arms en bors van silwer wat die Meders en Perse verteenwoordig het. Hier in Daniël 7 is dit die beer wat opgelig is aan die een kant met die 3 bene in sy mond. Daarna het ons gesien die koper of brons heupe van die Daniël 2 wat die Griekse ryk verteenwoordig het. En hier in Daniël 7 was dit die luiperd met die 4 koppe en die 4 vlerke. In Daniël 2 was dit die bene van yster wat Rome verteenwoordig het, en hier in Daniël 7 die vreeslike dier. En dan sien ons die voete van yster en klei, wat dan in Daniël 7 die 10 horings en die klein horingkie is, daarso. Is die Here nie in beheer nie? Hy is in beheer van die geskiedenis. Hy het al hierdie dinge vir ons opgeskryf om vir ons hoop te gee. God is lief vir my en vir jou. Hy wil hê jy moet weet waar jy leef in die stroom van tyd. En hy wil hê jy moet weet dat daar hoop anderkant die koninkryke van hierdie aarde is. Want hy gaan 'n ewige koninkryk oprig. Jesus se koms is voor die deur, en ons het dit nou weer eens gesien in Daniël 7. Daar is waarlik hoop anderkant die koninkryke van hierdie aarde. Dit is nou die tyd om 'n besluit te maak. Kom ons bid saam. Ons almagtige Hemelse Vader, ons sien waar ons leef in die stroom van tyd. Ons sien dat U koms is voor die deur. Ons sien ons leef in die laaste snikke van hierdie aardse geskiedenis. Here, ons vra dat U ons sal aanraak. Dat ons nou die bietjie tyd wat ons oor het sal gebruik om 'n keuse te maak en om te staan aan Jesus se kant. Die ene wat 'n ewige koninkryk gaan oprig. Die ene wat klaar oorwin het. Die ene wat gaan kom. Ons kan nie wag om 'n ewigheid saam met hom te spandeer nie. Is ons gebed in Jesus naam. Amen.